Ja, ek en hy gesels mos. Fucking oranje kouse. Hartlike goeiemiddag en baie welkom hier op episode 3 van Sportsoefstroom hier in The Go-To Guys ateljee. Jy kyk hier so saam met Driekus Viljoen op die program en ons het 'n interessante gas ingevoer al die pad daar van Rustenburg se wêreld. Coach Joel Sherman, eerste span afrigter daarvan Sibanye Stillwater rugbyklub net buite Rustenburg. Coachie, baie welkom. Welkom, dankie. Baie dankie vir die geleentheid dat jy bietjie met my kan gesels. En Met plesier. het jy lekker gery? Ja, wel, die weer was alright. Maar net hier voor. Net hier voor. Hier so 10 kilos uit julle uit. Het 'n bietjie gereën. Was daar, ja. So lekker wolkbreekie ding. Maar dit is lekker. So ek al deur is te sien ek potch. Hoor jy ry baie die pad, Potchefstroom. Ja, wel gereeld. So jy ry hom eintlik maar Ek ken toe. hom al baie goed, ja. Hierdie is mos maar die basis. So Ja. almal moet mos maar hier toe ry. Ag, maar weer eens baie dankie. Yes, sien. Hoorie, kom ons begin sommer daar. Sibanye Stillwater rugbyklub. Dis nou 3 jaar oud. Hoe het dit begin? En hoekom nog 'n klub in Rustenburg? Ag, jy sê daar was baie te sê daaroor en goed, maar daar was maar nog altyd 'n behoefte gewees en die ou Sibanye, die is die ou Brisbane Platina myne. So daar is baie spelers wat daar rondloop en goede. En ag, oudpa gedink aan die model wat ons wou gehad het by Sibanye, het op Sibanye bestuur gaan sien in die eerste plek. En gesê, maar kom ons kyk of ons ouens van die straat af kan kry om te begin rugby speel. Jy moet 'n sport doen, enige sport. Ja. Want ek weet, ek is net daar buite mooi op 'n plot. So as jy in die aande laat het, mooi rondry of die Mara laat en dan sien jy flip en almal loop net rond, die velde lê daar, maar niks gebeur daar nie, meeste is net op straat. En dit is waar die gedagte gekom het en toe het ek met hulle gaan praat met die senior bestuur en toe het hulle gesê kom ons gee dit 'n go. Kom ons kyk of die Luiperds 'n nuwe klub sal vat en toe het ons begin in die B-afdeling. En dis met B-afdeling en Jaap Steyn omdat ons 2 spanne gehad het. En die model was gewees om te kyk as ons ouens kan inbring van die straat af. Ek meen al is hy word 'n welder, word net enigiets. Probeer vir hom inkry, gebruik rugby as 'n tool om by 'n Sibanye in te kom, maar dit is ook nie so maklik. So maklik nie. Okay. Want jy ja, ek bedoel jy het die honger daar buite is so groot, so almal wil deel wees en almal wil inkom. Ja. Maar jy moet en die vereiste by Sibanye ook is dat jy kan môre seer kry. Dan is jy gone. Nou dan is jy 'n las vir die maatskappy. Okay. As jy 'n slapgat is, as ek dit kan Ja. Want so, maar jy moet 'n asset wees. Ons sif deur die goed CV's, ons kyk deur die spelers, daar's goeie spelers, maar jy moet maar kyk wat in jou kultuur gaan pas en wat 'n bate vir die maatskappy gaan wees. Okay. Want as jy môre seker jy's uit rugby uit, wil jy seker nog die volgende 10, 20 jaar by Sibanye werk. Maar dan moet jy 'n bate wees. Jy moet nie 'n las wees vir daai tyd. Vir daai tyd So nou. ons wil nie dit hê nie. En dan julle het nou 2024 toe julle nou ingekom in die A-liga by die Luiperds. En wat gebeur toe? Julle kom in, Ja. julle maak skade, vat al 2 ligas, sommer net daar en dan. Ja, dit is 'n lekker een. Yes. Ag, dit is seker dinge gebeur, seker, maar ag, ons het hard gewerk, ons het die visie daar uitgesit wat ons wil hê en ons het probeer kyk na 'n gameplan en van die ouens inbring wat ons het en dan volgens die spelers wat in die is volgens hulle sterkpunte te speel. Nie 'n plan wat jy Google en jy gaan jol om met die soldate nie. Okay. En so ons het dit maar gedoen en dit het hard gewerk, baie harde werk, gekos baie commitment, gekos baie van Sibanye se bestuur af wat ons gehelp het, gedruk het en toe pluk ons die vrugte, baie geseënd. Baie geseënd, sommer eerste seisoen bang trofees terug Rustenburg toe. En dan hoe lyk 2025 se doelwitte en die beplanning wat julle daar ingesit het? Kyk, ons speel nou die Castle Superliga wat die bulle gaan insinieer het en
Maar dit is onbeplan geweest. Ons het beplan dat ons 'n friendly of 2, miskien 'n tweede kan speel voor die PVR van die Luipers begin. En toe het ons die oproep gekry van daai kant, stel ons belang as 'n klub uit die Kaapse-Liga gaan onttrek, wat toe nou Centurion is van die Bulle. En toe het ons gesê, yes, let's go, met sy buddy se bestuur gepraat, en gesê, nee, gaan. Laat ons kyk wat ons kan doen. Dit eerste plek is blootstelling vir die spelers, dit is goeie voorbereiding vir die PVR, en dit is goed vir die brand. Rugby is ook daar, maar jy het ook 'n brand, jy het ook 'n verantwoordelikheid, wie die kos op die tafel sit. Ja, dit is. So jy moet, so ons moet goed voorberei, maar ons bietjie onkant gevang. Ons het die naweek het ons Louis Trichardt wat ons speel, en die naweek na die 22ste speel ons Brakpan by die huis, en dan ons af die 8ste Maart speel ons Valpik in vereniging. Dis ons pool. Die hele pool. Okay, Ja. ons het so 'n bietjie van die lig af gepraat. Wat se ander spanne is in die ander poele? Wel, saam met ons, wel ons is nou ons is in pool D, dit is die Northern Rhinos is saam met ons, en Grizzlies van Pretoria. So ons speel teen pool D. Nou D is Louis Trichardt, Valpikke en Brakpan. So elke een, jy speel oor kruis, en dan net jy wat in die pool is, jou top liga punte wat jy kan bymekaar maak. So jy kan alles wen, maar dit gaan uitkom op points difference dan. So hulle kyk na die totale punte. Totale punt. So jy gaan moet jaag. So jy moet gaan met jaag, ja. Yes, en dan speel C en D teen mekaar. Ag, dit D speel dan teen B en A speel teen C. Teen C. Maar dit is nog ver. Dit is nog ver. Maar is daar. Ja. Ons konstateer net. Die geelwortel is daar. Ja, Nee, hy is daar. is daar. Okay, jy het nou gesê dis nou jy is nou 'n bietjie ontkant gevang met die oproep van die kant af. Hoe het dit julle finansies beïnvloed? Want julle gaan mos nou Louis Trichardt toe ry. En nou moet julle ergens 'n bus kry of geld kry wat julle nou nie beplan het daarvoor nie. Yes, kyk ook wat nice is van die Kaapse Superliga wat Willem hulle daar gesit het, Strauss hulle, en is dat jy elke span wat deelneem kry R25,000 vir die onkostes. En dan moet jy dit maar nou daarvolgens gebruik. Jy gaan dit maar buite en jy gaan met dit. Okay. So jy ons het ongelukkig ons het 2 weggames in 'n tuis. In 'n tuisgame, ja. So dit is dan nie te erg nie. Ons sou in elk geval ons friendly weg gewees het. Louis Trichardt is net te end. Maar ons kan 'n plan maak en ons kan omseil. Okay, en dan nou met die pre-season. Wanneer het julle begin met julle pre-season verlede jaar? Of ja, as mens so kan sê. Ons het verlede jaar begin die 2de week in November. So ons het 'n bietjie gevat daar in die warm hitte in die tye. Het begin Desember, het begin reën en daai toe hou dit op. So ons het aangegaan, ek dink tot die myne toegemaak die 22ste, ek dink ons was hier die 18de. Het ons die donderdag klaar gemaak en dan het ons weer begin die 7de Januarie. So hulle net daai klein stuk. Klein stukkie. En met 'n program wat daar is, want ons het ons kondisionering coaches uitstekend. Hy lag as ek sê ek love hom, want ek love hom. Hy vat baie weg van 'n coach af. Ek kan nie op jou skryf en alles en nog opdragte uitgee, alles doen nie, so laat hy dit doen van daai kant af. En die fiksheid is maar die ding. En Keur doen baie goed daar in Rustenburg. Hy's 'n uitstekende kondisionering coach. Okay, so hy werk hard en daar is doelwitte gestel vir die spelers om by uit te kom. En dit is redelik hoog, dit is op Waterkap vlak. So die ouens kom nie regtig daarby nie, Ja. maar van hulle kom en dit is strate beter as verlede jaar. So leer elke jaar en dan so kom die ouens by. Ek kan vir jou sê, jy ken onthou van Len Massyn ja, wat by die Leeu's was, By die Leeu- in Frankryk was. Hy het nou ingeskakel ook hierdie week by ons. So die ouens wil betrokke raak. ag, dis So hy nice. gaan met die onder 20's bietjie help en obviously Len nie kan nie, hy's 'n great ou die lynstaande gewees. So hy gaan ons help in die lynstaande en kyk hoe kan ek so 100,000. Ag, dis lekker. So en dit is lekker as jy ouens na jou toe kom. Jy en spelers van ander klubs af. Jy bel hulle nie, Hulle kom net. coaches, hulle kom. Dit is lekker of net ietsie kom gee daar soos ander ouens wat die dag gesê daar by die Bulle ook is. Jy gaan steel met die oë en jy kyk
En dan is altyd lekker van iemand van buite af wat kom en daar kom jy eendag op kuier en kyk en dan jy sit die hele tyd voor jou, maar ons het dit gemis. Ja. En jy sê dit, so ek is baie oop vir dit en ek hou baie daarvan. Okay, jy het nou 'n bietjie so gepraat van die onder 20s. So jy het nou 'n eerste, tweedes, derdes en dan nou het julle by hierdie jaar begin nou met die onder 20s. Ja, ons het hierdie jaar begin met die onder 20s. So onder 20 speel in die Blou Bil Liga van die onder 20s. Ons is baie dankbaar daarvoor vir die bulle. En dit is goed. Laat ons ook ons eie youngsters deurkry en inbreed en deel word van die klub. En dit is baie lekker as jy kyk hoe hulle inskakel by want dan nou maandag oefen ons almal nog steeds saam. So jy dit almal. Almal is saam, almal is gemeng. Die Okay. is saam met die seniors, die groot seniors, die ou seniors. Ja, ou manne. Hulle is ook in die mix daar. So almal is saam en almal is deel en al die coaches is saam. Okay. Want ons moet nie 'n klub in 'n klub word of sulke. Ja. Jy moet en die girls oefen saam. Dan wil ons sê ons het 'n vroue Die vroue span ook. Ja, julle begin ook met so met. Ons begin nou net met 7's eers met hulle. Okay. Ek is maar moeilik om 'n vaste 5 te kry by die vrouens. En ou bokssport, jy wil nie daai besering. Jy weet daai besering hê, ja. So ons kyk maar wat ons daar, maar ook dan is hulle ook deel van al die opwarming, hulle is deel van alles daar. So julle is almal As saam. ons maandag 'n bliep doen, Ja. dan doen al 72, 74 wat daar is. Almal doen dit saam. Dis 72 spelers op 'n maandag gaan. aan. As jy nou die 3 ouderdoms Ja, maar nog seniors en dan ja, dit is baie. Dit is genuine. Ja. Om op 'n maandag aand nou nog 'n bliep te doen. En dit is gelukkig dit kom van 'n keer af ook. Ja. So as jy nie jy moet kop so ek moet in elk geval weet is jy beskikbaar vir die week of nie. So as jy die maandag kom met 'n nigel uit, is die kans dat jy nie gaan speel die naweek nie. So as jy dan nie maandag jou bliep op doen nie, soos gisteraand, enige eerste doen ons dit en kyk waar jy groei en hoe jy groei. Nou doen julle soos in elke maandag gebliep. Elke maandag. Ja. Nee, dit is jy weet nie kyk die laaste 10 minute. Ja. As jy nie fiks is nie en dit is wat jy moet begin dink. En jy begin dink almal. Maar as jy begin moeg dink ons nie, dan is dit kop af en dryf. Ja, so ons sal nie dit hê. Nou, hoe lyk die manne se fiksheid tans? Nee, dit is seker geval. Nou jy's 'n klap, né? Dan die ouens werk, hulle is ondergrond, hulle kom uit, hulle is moeg. Hulle is ook nie almal elke keer die ou is daar nie, maar hulle probeer daar wees op 'n maandag. En is hulle daar en hulle lyk goed. Ons jollof nog 'n bietjie vas. Werk dit ook nog in. En dan sit 'n paar ander goedjies ook nog daar. Ja, lekker man. Ja, nee, hulle moet aan die gang bly. Nou sê gou vir daai spelers wat van Sibanya Stillwater, is hulle almal afkomstig van Rustenburg gedeelte myn of is ouens wat van ver van buite af ry? Ja, dit is mos maar hoe dit is. As 'n ou wat jy ons nou van die lig af gepraat het ook as jy nou eers 'n liga gewen het en eers in tweede span al twee dan is daar belangstelling van buite af en as jy die Gold Cup gespeel het en dit is die doelwit weer. Nou laas jaar was dit net die standaard is net gestel. So ons moet baie hoër gaan. En so die druk is op ons en met die belangstelling van buite af ja, daar is bietjie ongelukkigheid van ander klubs af. Maar nie Rismer self by ons self nie. Dit is maar meer van en weg. Maar daar's geleenthede. Ek bedoel as jy nou nie 'n geleentheid gaan aangryp nie. Ja. En as wat ek sê is as God vir jou die talent gegee het, dis rugby. Soos dit was spies gooi of dan is dit. Dan gebruik dit. En as dit jy kan gebruik omdat jy nie universiteit toe gegaan het of jy kon nie gegaan het nie, is dit 'n finance, is dit op watter skool jy was of watter omstandighede daar ook al was. Gebruik dan rugby as die tool, want dit is talent wat vir jou gegee is. Ja. En as jy dit gaan gebruik, jy gaan dit weggevat word. Ja, nee, so as jy dit gebruik, dan kan jy dit gebruik. Dit wat ons nou het hierdie jaar daar by ons ook is nou daar is 'n learnership uit vir mining om 'n miner te word, skoolpas te word. Mynkaptein te word, soos jy nog weet in die ou tyd ja. Ja, maar dan kan daai laaitjie dit gaan loop want hy is in die hoofstroom nou van dit. Okay, so as dieselfde van 'n ambag ook. Ja, so ja. Hy is daar om dit dan kan doen. Hy is in daai lyn. So hy moet nou net dankie sê vir rugby, dankie sê vir die talent wat hy het en nou moet hy hierdie geleentheid wat hy het, moet hy vasvat. Okay, so
as jy dan nou by Sibanye speel, dan is daar kursusse wat jy kan loop en jy en al hy Ja, want kyk nou ook van die toelatings is ook nou dan as jy nou 'n mining official wil word, dan moet jy graad 12 hê en jy moet jou wiskunde goed hê, wetenskap. So dan sal hulle ons het 'n program wat 'n skool is. Okay, ja. So met ander woorde as jy nie graad 12 het nie, dan kan jy skool toe gaan. Maar plus jy werk ook nog doen. Maar hulle werk dit uit wanneer jy in die klas en wanneer jy nie daar nie. Okay. So dan kry jy jou graad 12. As jy ambag wil loop en jy het 'n gewone matriek en nie 'n N3 matriek nie, soos ons in die destyds in die tegniese skool. Ja. Dan loop jy ook die skool daar by ons en dan kry jy jou N3 en dan gaan jy verder aan met jou ambag. Ja. So die geleentheid is daar. Die geleentheid is daar, ja. As jy dit nou nie gaan aangryp nie. Kyk, is jammer om te sê daar's ouens wat daar by ons gekom het ook en van ander plek. Hy's 8 jaar of 6 jaar of 10 jaar assistant. Hoe kan jy vir 10 jaar assistant miner bly of general worker bly of ambagsman bly? So daai visie is nie daar nie. Of daar was nie 'n program nie. Ja. Daar moet 'n program wees. Yes. En dit is wat ons is. Wat Sibanye wil doen is daar is die program, follow the program, we will able you sodat jy nou jou familie kan kyk. Ja, ja. Maar as jy dit nie doen nie, ons gaan vir jou water gee, maar kan jy nie maak drink nie. Maak drink nie. Maar ons probeer daai dissipline bybring en ons probeer konsekwent wees in dit en die geleenthede daar en die support te gee. Want dan jy moet die almal is nie akademies. Ja. Net definitief. Van die ouens wat 'n bietjie leierig is en hy werk tog hard op. So jy moet hom, daar's baie wil sê pampering nie, maar jy moet hom 'n bietjie help, ja. Bietjie sagter, partykeer bietjie harder in die Ja, regte rigting. in die regte rigting. Partykeer baie hard, maar jy moet dit doen. Dit is die doelwit. Die doelwit is dis weer lekker. Ek sê nou die dag al by die bulle by Willem hulle ook. Dis great om 'n beker te wen, maar dit is lekker. Ek bedoel hoekom neem jy deel? Jy wil wen. Jy wil wen, ja. Maar dit sal soveel lekkerder wees as hierdie groep seuns wat nou ingekom het ook, as hulle kan oor 5 jaar is hy gekwalifiseerde elektriesien of hy's op pad om ingenieur te word. Ja, dit is briljant. Of hy is skoolpaas, hy's op pad om 'n baie verseer of iets te word. Dit is hoendervleis nou. Dit is wat jy wil hê. En dit is sukses. Dit is wat ek wil hê. Maar nou om so 'n bietjie net weer aan te las daar. Die gemeenskap van Rustenburg. Hoe is hulle ten opsigte van Sibanye wat nou ingekom het en so aan? Ja, kyk ons het groot belangstelling daar. Sibanye is baie groot in Rustenburg. So daar's baie mense wat bly in die dorp wat ons ondersteun. En wat lekker is ook verlede ons in die pale was soos in die ou tyd gewees. Bring die hele dorp bymekaar en kyk die rugby daar by hulle of kom kyk die rugby daar by ons as ons te mekaar speel. Ons kan regtig, ons kan nie kla oor support nie. Support is baie goed. Ja. Die media en Rustenburg is baie goed vir ons ook. So die Sibanye ons is geseënd. Ons is en die gemeenskap kyk na ons. Almal wil betrokke raak en almal wil weet, hoor wanneer speel julle? Waar is julle dit? Ons volg julle daar. Maar dit is lekker. Kesie, my laaste jaar toe ons daar aangekom het, daai velde van julle, daai opgradering, dis awesome om te sien dat mense regtig belangstel om weer daai klub, die ou klub weer te laat funksioneer en mooi te maak en dit is net wow, well done. Dit is genuine, is well done. Daai kom van die bestuur af ek Sibanye se bestuur alles gaan oor die brand. En ek bedoel die veld is die brand. En daar waar soos nou die games wat nou daar gespeel geword van hulle op SuperSport of van op YouTube en so dit gaan oral uit en hulle gaan jou huis sien. Hulle gaan sien hoe lyk jou huis binnekant. Ja. Is hy netjies, is hy versorg, is hy geverf, is hy nie. Ja. Lê die goed rond. So daai is deel van die image. Die spelers self ook. Spelers na die game ook. Dit is image. Dis image. Ek bedoel jy kry besering aan diens wat ons nou verlede gehad het met Hakertjie en toe ons in die PVR gespeel het in die B-afdeling. In die B-afdeling, ja. Toe en ek bedoel daai speler was dikke 3 maande af en hy het sy hand baie lelik gebreek. Maar hy was vol betaal geweest met besering aan diens. So as jy dit kan verwag, dan moet jy nog steeds hier ook. Dis korrek, ja. As ons nou vanaand uitgaan, moet jy ook weet of trek die trui uit, trek die hemp uit. Ja. Want dit is wat belangrik is en ons daai beeld wil ons daar hê en daai beeld moet daar bly. En dan julle coaches en bestuur, kom julle goed oor die weg met mekaar rakende kom ons sê
ons doen vanaand of môre aand wil ons hierdie tipe oefeninge doen. Wat dink julle daarvan? So, Ja, ons kom baie goed oor die weg. Ek kan ook weer sê, ek is geseënd met dit ook. Ek bedoel, toe ons daar begin het, was dit net as ek. ja, En so het dit nou maar bygekom en nog gespan en nog in dit en nog onder 20's en allemaal. En die coaches wat gekom het is ek kan nie amper sê is happy, maar hulle is gestuur. hulle is gestuur, ja. Hulle Jenin is gestuur, soos Lennox is Ja, gestuur gestuur. soontoe. Kur is gestuur soontoe. Gys is gestuur soontoe. Almal van hulle, Jannie wat daar is, Lindewe was nog altyd daar gewees en Dion met die ou Lonman gewees. So hulle is saam met daai kultuur wat nodig is. Dit is 'n groot kultuur wat ons daar by mekaar het. Ja, ja. En om dit alles saam te sit en om dit te laat werk is dis 'n challenge homself. Maar ons kom goed oor die weg. Ons sê hoorie, dit was gewees. Ons almal praat oor die games. Kyk, dit was die probleem gewees of dit kom ons werk aan dit of hierdie ou wil dit probeer en dan koop ons almal in op dit. En ons almal werk saam. En dan kry ons van die spelers af ook. Die speler wil ook maar altyd te sê, nie dat hy nou alles het nie. Ja. Hy het, soos ek nou nog gesê het, maar as jy met 'n oog steel, dan kom hy op met 'n ding op en dan try ons dit, as dit werk, werk dit. Ja. Is 'n skepskop. As hy nou mis, moet jy nog vir die volgende 5 keer doen nie. Hy het mos nou gemis. Okay, behalwe as jy Jannie de Beer is. Nee, dan kan Jannie dit doen. Teken 5 keer in 'n ry, dan is dit reg. Ja. Dit was baie mooi. Ja, daar was goed geweest. Brilliant. Joel, ek het so 'n paar vragies wat ek so Ek dink ons het klaar gevra nou. Nee. Kyk, dalk het ons so 'n paartjies hierso, maar sommer so oor ons het nou so 'n bietjie gechat oor die seisoensvoorbereiding. Wat is julle doelwitte vir die seisoen? Dis taaf. Wel, soos ek jou gesê het, die standaard is klaar vir hierdie jaar daar gestel. Onthou, daar's 'n spreekwoord, as ek dit nou reg sê. Gister se standaard is môre se rekord. Yes, So, dit is so. dit is Dit is julle het geen druk nie. Dit is presies so ek het sien. Nee, daar's baie druk. Want jy weet mos nou die almal kom nou vir die champ. Dis hy. Dit is 'n feit. Ek bedoel jy kan jou ander games sê solank ek die champ ben. En ek glo nie dit is die idee van die Luiperd clubs nie. Ek dink almal gaan wil ingaan en het respek vir elke klub wie hy speel. Het sy Potchefstroom en ons op Potchefstroom en Clash op Hurricanes, Motosana, Impala, wat ook al dit is. Weet dan nie van die Wolves of hulle in gaan kom of nie. En dit is waaroor dit gaan. So ons gaan ons lig. So ons wil weer die Neser wen. Ja. As dit vir ons beskore is. En dan weer na die Gold Cup toe gaan en verseker wil ons kyk as ons dan ten minste by die 3de, 4de ronde kan uitkom. Ek bedoel dit word baie taaf dan. Ja, hy raak daai. Hy word taaf en dit is nou eers 'n ou se 3de jaar wat ons nou eers begin. So na die einde van hierdie jaar wil ons graag sê ons het die Neser gewen. Ons wil graag dit doen ook met die PVR. Ek weet dit gaan baie moeilik wees met al die klubs wat hier so is. Omdat die PVR is op die dag wat werk. Ja. Daar is nie môre kan ek terugkom en hoop ek wen 'n ander span of 'n ander span wen 'n ander span nie. As jy die eerste ronde uitval, ons speel julle. As ons uitval, is ons uit. So die volgende as ons deurgaan of ek sê Hurricanes of net Wolverhampton of iets, as hulle deurgaan, die volgende een die wat verloor is uit. Ja. Jy het net 3 naweke. Ja. Dis die eerste ronde, 'n semi-final en 'n final. En dis dit. So dis dit. So jy moet aanwees. As jy anders en hy bal op reg, dan nie soos 'n spinnekoppie, maar as hy reg hop. Hop spinnekop. Ja. Maar as hy reg hop vir jou, dan is dit fyn. Ja. As hy nie doen nie, ons het dit nou gesien in naweek teen Springs ook. So en dan die Neser wat baie belangrik is, want dit is ononderhandelbaar en is baie trots. Ek is baie lief, dit is 'n baie ou beker. Daar's baie tradisie in dit, so dit is 'n baie groot eer. Ek het met een van die Wes-Transvaal oud kapteine gepraat. Nou die dag 'n groot mentor van my ook. Ek gaan nog steeds na hom toe nou en dan 'n bietjie raad hoor, oom Piet Elof. En ja, so hy ook, hy nou hoor ons het ook gewen en uitgepraat. Ja, het julle pots gespeel Clash of ja en al daai so daar's groot belangstelling. Soos baie sentiment in daai beker. In daai beker, ja. So ons wil hom weer hê. Weer hê. En kyk hoendervleis nou weer. En dan lekker hoendervleisertjie. Ja, ek like dit. En dan moet ons goed doen in die Gold Cup. Dit is en dit gaan nou vir die eerste en die tweede span. En die onder 20's by die Bulle
wil ons graag sien ten minste in die eerste jaar wat taaf is, maar of hulle in die play-offs kan wees. Ja, as jy Maar semi-final hulle kan- haal of 'n Maar quarter jy moet jou scenario hoog stel. Jy moet, ja. Ek bedoel, Help nie my speel in 'n liga en sê okay, ek gaan daar's net jol ons gaan net jol nie. Nee, daar moet mos 'n struktuur wees en dan moet mos 'n doelwit wees. En nee, lyk my julle is op die regte pad. Ja, dan bly by die huis. Ja. Nee, as mens nie daai passie het nie, soos kyk die hoendervleis wat jy kry. As mens nie daai passie het nie, dan bly jy by die huis. Ja. En dan gaan vang af. vis, ja. Want dan mors jy almal se tyd en Dis waar. en al daai dinge. So die volgende vraagie. Jy kan nou maar 'n paar name noem as jy wil. Maar as jy nie wil nie, is dit alright. Watter spelers het laas jaar en die vorige jare redelik uitgestaan by hulle? As jy so vinnig kan dink. Okay, ek weet 1 tot 23 en 1 tot 23 het uitgestaan. Maar as jy dis moeilik seker. Dit is moeilik om ouens te laat uitstaan Ja. as almal saam gewerk het om in jou eerste jaar die Neseraad gas te wen. Maar daar is tog 'n paar wat Okay, kom ek vra jou ouens wat uitgestaan het. Wat moontlik die volgende trappie kan haal as 'n provinsiale rugby uit Sibanye uit. En ek weet daai loskakel van Sibanye, ek dink dis Jaco. Met die groot voet. Ja. Vir my hy's goed. Ja, kyk dit is verseker wat ek dink wat daar is Jaco Pretorius is daar, Hardes hy boet. Hardes, ja. Sakkie is daar, Sakkie Smit wat ook laas hier by Lyp beskryf skrap af gespeel het. Yes. Pieter Kamago is daar. Denver is daar wat by Raiders was by die Leeu's en wat by hulle amateur rugby gespeel het. Hy's goed. So dis in die backs. Status maar okay, jy praat of nie van spelers wat by is. En dan voor was daar Christo Willemse is daar gewees en Kennedy Rwana is daar. En daar is Floelle van die kerk sy fikses, daar's De Meyer, Sander is hy fikses. Weet fiks hy praat ek nou van beseringvry. Beseringvry. En Scott Mandela's bietjie oud, maar Jesus, hy ou nog so 10 jaar jonger was. Dan het hy geopereer. Hy was een van die senior ouens verlede jaar gewees. So daar. Hoorie, maar dan is daar's 'n klein huisie vol ervaring wat ook dan die jonger ouetjies kan help, ja. Want daar verlede jaar ons het voor Christo gekom met Christo en Shaka. Het ons staat gemaak aan Mzi en Jess. Nou Mzi is 41, het die laaste jaar Neseraad gespeel, gaskop. En Jess is loskop en Jess is 44. En Mandela is 44, ja. Ja. So daai maar hulle bring dit baie goed deur by die jeug. By die jeug, ja. En hulle is gelukkig, hulle is baie geseënd. Ek bedoel dat hulle nog so en hulle jol hierdie jaar weer. Weer, ja. En so hulle gaan die diepte in die klap en die tweede is goed. Ek sê as jy net luister na daai tipe mense en dan Tiger, ek noem hom Morney Steyn. Hy's 41 en hy's 'n backline speler wat flaaf en fullback gespeel het. So hy het soveel om terug te sit in die youngsters in. Daar's baie van hulle en dit is waar ons gelukkig is. Ja. Die jeug en die seniors. En die seniors. Hulle kan baie mooi inpas daar. Ons net daai balans. Daai balans. Ja, dit is eintlik nou my volgende vraag. Wat gaan julle doen om daai balans redelik op 'n gelyke vlak te kry? Nou as ek wat nou uit matriek uit kom, windgat 18 en dan het jy ja, testosteron is dik en dan het jy jou 44-jarige. Ja. So ons kyk maar dit is hoekom ons nie skei in die klub nie. Dit is hoekom ons maande aan saam oefen. Probeer alles saam doen, die fiksheid is saam, die opwarming saam, die bleeps is saam, die vasbyte is saam, dan die spanverband met die forwards is saam, ons moet saam wees. En die backs is dan saam, so laat ons nog steeds daai binding het en mekaar leer en van jou af trek ek energie van jou af. Ja. En daai ouens kan vinnig sien, dan sien as 'n youngstertjie 'n foutjie gemaak Ja. het. Want daar's nie egos by ons nie, dit kan ek vir jou sê. Okay. Ons soek die egos. Die ego gaan nie inpas. Ja, hy gaan nie inpas Hy nie. gaan nie en hy gaan ook nie by Sibanye inpas nie. Ja. Nou die werk, Sibanye werk is nog steeds 'n familie. Ja. En ons moet almal saam werk
van die ou wat onder is, die Malaysia, tot die bo, die wat in die lab sit, tot die Van Eyns, almal is belangrik in hy rad. So as jy nie, nee, ons kan nie, ons het nie egos nie, ons wil nie egos hê nie. Almal moet oop wees met mekaar praat en respek vir mekaar hê en dit is hoe dit gaan. Dis hoe dit loop. Ek het daai enetjie het ons nou net gedoen. Hoe benader julle wedstryde teen verskillende opponente? As mens nou kyk na, kom ons sê maar 'n tipe gameplan. Kan jy speel nou teen Klerksdorp en dan speel jy die naweek daarna speel jy teen Springs en dan is daar baie wat julle verander rondom om teen sekere spanne te speel? Ja, wel kyk, jy kan nie elke game presies dieselfde gaan aanpak Ja, aanpak nie, ja. En sekere ander spanne het hulle sekere sterkpunte is voor. So dan moet jy kyk wat jy daar doen, gaan jy hulle match, gaan ons hulle aanvat daarop en ons speel dalk agter buite wyd of ons laat hulle omdraai. Dit hang maar af en of dit veld droog is of hy nat is. So ons moet maar kyk wat ons daar gaan doen. Maar ons kyk, as ek teen Pot speel en ek speel teen Rysburg Impala, is dit nie dieselfde. Ja, dis nie dieselfde nie, glad nie dieselfde nie. En dan nou om daar Matlosana heeltemal anders. Heeltemal anders en wat baie gevaarlik kan wees. En ek hoor dit gaan so goed met hulle. Ja, ek het nog met hulle gesels. Ek hoor hierdie jaar gaan 'n lekker jaar. 2 jaar by hulle wees. Ag nee, dit is baie bly vir Erik. Dis Erik, hulle doen baie goed daar. En dan nou op daai punt maak julle ook gebruik van video-analises. Is julle al op daai vlak van kom ons analiseer Springs 'n week of 2 voor die tyd? Ja, maar net gevat, maar so 'n bietjie, okay. Nie regtig nie. Hierdie jaar ja, heeltemal. Okay. Ons game self ook analiseer vir spelers se gee en dan ook die oppositie, teen wie ons gaan speel, waar ons speel as daar die beeldmateriaal beskikbaar is. Ja, beskikbaar is, ja. Dit is die ander ding, dat almal het nie beeldmateriaal nie. Dit is maar moeilik. Maar moeilik, ja. Maar ek hoop veral in die Luiperd klub dat ons iemand kan kry dat ons kyk dat al die games gestream word, ja. En ek bedoel op die einde van die dag gaan rugby wende uit. Ek gaan jou ontleed, maar jy gaan my ook ontleed. Die sterkpunte sien nie. Ek gaan leer by jou, ek gaan my span sterker maak. En ek gaan weet waar om jou aan te vat. En jy gaan leer om te sien, maar okay, hier's wat hy nou doen, maar kom ons adjust net 'n bietjie. Ja. Kom ons is weer een voor Joel op daai een. So, maar dit is ek dink Maar dit is ook lekker. Dit is baie lekker. Om daai kompetisie wat mense het om jou vyand op die veld bietjie uit te oorlê, maar na die tyd is dit weer lekker en so. Dit is nie meer soos ek en jy gejol ba. Tackle jou laat, vat jou weg of wat ook. Vandaar nou ek sê jy moet kan skaak speel. Want ek kan nie altyd van 'n afskop af deur hardloop en 'n 3 gaan druk nie. Ek moet sekere goed doen om daar te kom op die veld. En jy doen sekere goed op die veld. Nie dat dit heeltemal nou map coaching is nie, maar daar is seker goed wat jy doen. Sekere plek van die veld en doen en dan op die principle van rugby is jy moet die bal dra, jy moet hom hê en jy kan net met die bal skoor. Ja. So jy moet hom terugkry. En jy moet hom behou. En die veiligste en die maklikste en die eenvoudigste maniere, maar dit is te ingewikkeld. Maak. Want ons het in aflaai tyd nie. Ja, as jy nou wil 8 ure om te oefen op een dag. Op een dag. Kyk verlede jaar ook en ons gaan hierdie jaar miskien 'n bietjie meer. Maar bedoel by ons is basies amper as jy jou 3 oefeninge maandag, dinsdag, donderdag vat, is 1 oefening by 'n varsity klub. Een dag. Yes, een dag. Ja, dit is so. Dit is 'n feit. As jy sy dag vat en sy gym en sy al daai goeders vat en dan sy workout nou hierson vanaand middag sy gameplan en daai speel en goed. Ek bedoel die vat die tyd wat ons by Tuks ook was. Nee, ja. Vir ewig, ja. Oopklaps is jy moet so veel as moontlik by eenvoudig as moontlik kan doen in die kortste tydjie. En wat die ouens kan verstaan en dit kan inoefen. Ja, jy hoef nie 3 ure aan mekaar aan mekaar. Vergeet. Ja, want jy raak verveel. Ja, nee, dit is so. Is daar 'n spesifieke
afrigtingstyl wat jy as hoofcoach volg by Sibanye? Rakende, kom ons sê, wat ek sê, dis wet. So jy sê, right, ons klap, ons span 1, 2, 3 en onder 21 speel die tipe rugby. Ja, wel, ek gaan nie in detail ingaan op. Nee, hoef glad nie. Ek baie lees daar uit. You need to earn the right to play wide. Okay. So as jy dit nie toepas nie, gaan jy gaan nie kan speel nie. Gaan jy nie kan speel nie. Jy gaan nie kan nie. Jy gaan nie kan, jou vleuels gaan nie skoor nie. Jy gaan nie kan, jy kan nie 'n huis bou van die dak af, jy moet 'n fondasie hê. So in the right to play wide. Maak seker hier goed is die dinge is reg en dan kan hy gaan. En dan kan hy gaan. Ja. Nou, dit moet veilig wees wel om te gaan, want hulle moet skoor. Ja. Hy wil nie nog oor 20 hekkies gaan nie. Yes, so alles word ook dan nou pertinent tegnies. Heeltemal tegnies. As jy daai een tegniese punt kan uitoorlê, dan dit is waaroor dit gaan. En dit gaan op die einde van die dag gaan dit oor numbers. Numbers, ja. If you earn the right to play wide, there will be numbers. Ja. Ja. En as jy numbers dan het, dan skoor jy. Dan kan jy gaan. Okay, ons het 'n bietjie gepraat oor die fiksheid en so aan. Was daar al wedstryde wat jy dink beplan het en dan ewe skielik is die veld nat of iets gebeur dat jy op daai ingewing moet verander aan 'n game plan? Nee, dit het al verseker dit al gebeur. Dit het gebeur. Ook so 'n paar jaar terug toe ek vir Impala gecoach, toe ons die PVR gewen het in die semifinaal. Ek sal nie sê teen watter span dit was nie. Toe het ons met 14 man gespeel vir 60 minute. So. En Okay. Hy was 'n skakelspeler in die backline. En nou moet jy die bal van hulle af weghou, want hulle het 'n backline. En hulle wil hardloop, so dan moet jy dit maar voorhou. Probeer strafskoppe afdwing. Skop uit mol. Okay. Dis maar dit. Dis maar die En as hy sterker is, tackle omdat hy die bal losspat en jy maak seker, jy moet dominant wees, daar moet noks wees. ja, jy moet domineer, ja. Ja, jy moet Ewen as jy nog, want jy weet jy gaan hom skram. So dit het vir ons gewerk. Dit het gewerk, ja. Jy moet 'n plan maak daar. 'n plan, ja. Ja, jy moet 'n plan maak. Okay, wat is julle langtermyn doelwitte? Kom ons sê nou, okay, julle is nou 3 jaar oud. Kom ons sê as julle 10 jaar oud is. Wat is julle plan van vandag af om oor 10 jaar? Wat gaan jy dan sê? Ja, oor 10 jaar hopelik gaan ek sê ons het ons gevestig as een van die topklubs in Suid-Afrika. Met juniors en vrouens. Maar soos ek weer gesê het net rugby moet net 'n tool wees vir die werk. Nou ek is erg oor die werk. Want dis die werk wat sorg dat die kind die oggend kan eet en 'n vol dag by die skool kan wees en akademies en kan gebalanseerd sport doen ook, het sy kultuur of enige iets. So as jy nie 'n werk het nie, het jy niks nie. So ek wil oor 10 jaar met van die spelers wat ingekom het by ons, moet nog steeds daar wees. Die wat opgehou het, moet suksesvol wees in hulle werk. En hulle moet 'n groot bate wees vir Sibanye. Nie net, onthou ons het nie net miners nie, daar's finansiële ouens, ingenieurs, daar is HR's, daar is noem dit verpleeg, hospitaal. So die ander maatskappye moet ons jag. Okay. Ja, dit is wat ek wil hê. En daai dissipline moet van daai onder 20 ouetjie of wie ook al nou inkom by die leadership en by die seniors nou, sodat hy hom kan vestig as 'n uitstekende elektriese voorman of ingenieur word later of een van die beste produksie skofbase of mineoverseers wat daar is oor 10 jaar. Oor 10 jaar, ja. Dit is as ou dit kan het, want dan is jy gebalanseerd. Ja.
En dat jy kan en dan nou as jy dit gaan bereik, het jy dissipline gehad, jy het commitment gehad, jy het Sibanye se safety values het jy gehad waaroor by ons lewe. En as jy daai goed alles in plek sit, en dan gaan jy sukses maak daarvan as jy ek respek het vir jou, commitment het vir jou. Ek enable jou om 'n werk te kry, familie te sorg en aan te kyk. Safety, ek dink voor ek iets doen. Kyk, is dit veilig vir my kinders? Is dit veilig vir dit? Is dit veilig vir my? Weet as jy al daai goed bymekaar sit, dit is jy wel waarvoor ons lewe. En as jy daai bymekaar het en jy pas dit toe by die rugby, by die werk, by jou verhouding by die huis. By die huis, ja. Nou ek wat nou terugry Rustenburg toe. Ek moet seker maar daarom in die reëls bly. Ja. Om so veilig as moontlik by die huis te kom. Ja. Of by die rugby oefening net nou. Hoe laat oefen julle? 6 uur. Okay, nee, jy gaan dit nou, ons is nog Ja. so 7 minute. Ja. Dit is reg. Maar as jy al daai goed het, dan behoort hulle daarbo te kom. Ek bedoel dit is jy wat by die onderwys betrokke is dieselfde. En as jy daai waardes daar het en hulle volg dit ticket, dan gaan jy oor 10 jaar behoort ons daar te wees. Ja. En ons behoort suksesvolle ouens in die werkmark. In die werk. En dit is ook op die einde van die dag, om dit nou op te som is, alles gaan oor rugby. Maar jy weet nie, alles gaan ook nie oor rugby nie. Want vandag breek jou been, jou loopbaan is klaar. Kon. Weg, klaar. Dan moet jy nou nog... En ek het vriende so, wat gejol het, lang gespeel het, provinsiaal gespeel het, het ook nie geweet om na die geld te kyk, jy het goeie geld gekry, hy het niks. So. Wat gaan doen jy dan? Jy het nie ambag, jy het nie 'n graad nie, en jy het alle geleenthede gehad. Ja, jy het dit gehad. Maar nou het jy niks. En dit is waar ons almal is mense, wat in depressie val, of minderwaardig begin voel, of hoe moet ek nou provide? Hoe moet ek na myself kyk? Ja. Ek was Saterdag, was ek die Here gewees. Ons moet dit voorkom, ons moet na die mense kyk. By die mense, ja. En dit is, gelukkig Sibanye sit, en ek praat van hulle, van onderaf tot die topbestuur bo, almal glo in dit. Ons wyk nie daarvan af nie, glad nie. Ja, maar dit is... Ons gaan nou die naweek Louis Street gaan toe. Ja. Maar ons maak seker die bus, ons ry op 'n Vrydagoggend, want jy ry op die N1. Ja. Kyk, 'n ongeluk kan gebeur. Maar ons gaan nou nie Vrydagmiddag laat ry nie, dat jy dan in die nag daar ry of iets. Ons gaan ook nie Saterdagoggend te vroeg ry nie, want dit gaan ook nie help nie. Dan moet ons so Saterdag aand terugkom, wat laat is as ons gewone tyd speel. Dis hoekom ons geskedule dat ons aan 12 uur speel. So ons kan Vrydagoggend 10 uur ry. Ons is nog in die dag, kom ons aan die ander kant by Louis Street dan 4 uur die middag, ons boek in lekker, almal is rustig, hulle is veilig. Ons het ons team talks, hulle is goed dat ons moet hê, slaap, môreoggend vroeg op, rek die bene, gaan uit veld toe, speel lekker, geniet dit, op die pad terug, vanaand, Saterdag aand 6 uur, 7 uur, is ons in Rustenburg. Weer terug in Rustenburg. En ek bedoel, dit is ons half veilig. Dit is veilig, ja. Jy het allerlei mense op die bus, Ja. As hoeveel paas, as hoeveel, almal op die bus. Ja. En, baie van hulle is only breadwinners. Jof. So jy moet probeer maar, ongelukkig gebeur, maar ou moet maar kyk Maar om mens dit moet so veilig as moontlik te hou. En dit is ons waardes. So nou vra jy my net uit geld. Maar as jy geld in 'n lewe. In 'n lewe nie, ja. So baie sal dit nooit doen nie. Kyk die hoendervleis. Ja, ek het ook sommer hoendervleis toe. Toe dit nou sê. En dit is so lekker om saam met sulke mense te werk. Ja. Jy weet as jy ons games kon kyk, jy moet dalk kom kyk hierso die 22ste teen Brakpan, ja. Baie groot, hè? Maar jy speel Vrydag, is dit nou die Vrydag aand? Saterdag. Jy speel, En okay. dit gaan interessant wees, ja, want ons coach, ek was toe by Tuks. Ek was by die Viselas, die tweedes. En die eerste is Rudy Dames en Regard. Regard, Ja, so hulle is in Brakpan. Ja. So dit is lekker en Frikkie Bosman, my vriend is daar. So dit gaan baie lekker wees. Rugby, dit gaan ook oor die rugby. Oor die Tussen rugby. Die 4 lyne gaan ons mekaar roer. Ja. Maar daarna is dit 'n rugby familie. Ek ontmoet jou ons gesels oor, ons praat oor dit, dit pla by nie. Kry raad, kry gesondheid, al kan enigiets. Jy weet 'n rugby pel ek en jy. Ek kon jare saam. Ek bedoel dit sal nooit weggaan nie. Dit sal nooit weggaan, ja. Dit is hoe dit is. Kyk, kom ons nog so laaste vraagie. Wat 'n boodskap het jy aan jou spelers, die gemeenskap, jou vriende en nog iets wat jy op jou hart het, wat jy vir hulle en vir Sibanye wil sê? As ek
so dink ek aan 'n vriend van my wat ek baie lief is vir. En ek mis hom baie op die rugbyveld. Nou nie my pa nie, my pa is nie hier nie. Dis 'n tawien. Maar 'n ander groot vriend, Werner Lessing, het vir my geleer, en dit sê ek vir my spelers ook, the only guarantee in life is the present tense. So. Nou, ek en jy hier. So ek kan nou verskil maak hier, nou hierdie sekond. Maar as ek hier uitgaan, ek weet nie of my kar gaan sien nie. Jo. Ek weet nie of ek 10 Hoor, keer daai by is- die dorp uit gaan ry nie. Daai diep woorde. So van nou moet ek my beste wees. Vir my kinders, vir my vrou. Ek glo ek was my pa. Ja, ons gaan hom mis, hè. Ons gaan Jenny en Ja, hy's die eerste keer wat hy nooit meer saam met my is nie. Hy sou hier gewees het nou, sou nou dag by Loftus gewees het. Gaan by Parkpan wees, naweek vir Louis gaat nie wees nie. So daai present moet jy maar dit waardeer. Jy moet dit waardeer. En jy moet die beste doen maar uit. So. En kyk of jy 'n lewe kan verander in dit. Wat jy doen. Sê gou weer, wat is daai spreekwoord? Daai van present? Sê hom gou weer. Ja, want dit is nou want daai's diep. Dit is ja, the only guarantee in life is the present tense. Ja, dis soos nou, ja. Want jy kan niks verander wat verby is nie. En jy gaan niks kan verander wat kom nie. Jy weet nie wat dit is so. Jy weet net nou. Ja. So as dit is hard om aan te werk, ek bedoel dis maklik gesê as gedoen. Ja. Maar dan partykeer gaan ou maar van die pad af, maar ou moet dit probeer en dan bring dit my terug. Dan dink ek nou, tjoe, ek het daai kans gister gehad. Okay, ek is nog gelukkig om vandag hier te wees. Maar het ek daai geleentheid reg gebruik? Was ek 'n voorbeeld? Was jy 'n voorbeeld? Met my navolg. Ja. En daai coach verloor ek maar sy meer nou en dan. Ou werk aan. Ja, dit is so, maar op baie ingewing van die oomblik is dit mense probeer maar om dit nie te doen nie, maar mens bly mens en dinge gebeur soms nie hoe dit moet wees nie. En dit is die ding wat ek sê ook vir die spelers wat nou hierdie jaar nou die geleentheid kry by ons. Leaderships en nie goed. Dit is nou die pryse, gebruik dit nou. Moenie wat as jy is nou in daai posisie. Ja. Dis vir jou gegee, gebruik dit. Moenie volgende kom sê ek het die geleenthede gehad nie. Of plaas het ek. Die plaas het ek. Ja, wat as dit is klaar. Dit is nou. Dis Hierdie sekond. 27 minute oor. 27 minute oor. Hoorie Joel, ons het die einde gekom van ons program. Baie dankie. Baie dankie vir jou waardevolle insette wat jy as coach hier kom praat het. Baie sterkte vir wat voorlê. Persoonlik. Baie dankie. En rugby gewys. En sommer alles wat jy aanpak. Dankie. Sterkte, ek weet soms gaan dit moeilik wees. Want oupa was altyd daar. Maar weet net, oupa kyk vir jou. En hy is altyd daar. En gaan groot. Dankie. En stuur groete vir die burg. Ja, gaan dit doen. Sê en jy moet veilig ry en dan sien ons mekaar weer. Baie dankie. Daar's hy. Ja, dit was Joel Sherman, eerste span hoofafrigter daar van Sibanya Stillwater Rugby Club in Rustenburg wat bietjie kom gesels het oor die doen en late van persoonlike dinge en ook daarvan die klub se kant af. Ja, dit is die einde van die episode. Tot 'n volgende keer, selfde plek, selfde tyd. Totsiens.